wille warm somers, hallo. Ek sweet soos 'n seun wat eendag gaan uitvind hy hou van Elisabeth se dogter. So, daar's hierdie storie in Handelinge en ek's besig om interessante stories te soek, wat ons nie altyd van lees nie. En ek vind hierdie ene van 'n jong man wat in 'n venster sit en luister hoe Paulus preek. Hulle sê toe man gaan 'n diep slaap in en hy uit die 3de verdieping uitval hy homself toe mors dood. Paulus gaan af, sê hoe dit staan op, die ouetjie is dood nie, daar's nog lewe in hom. Hulle gaan op, hulle eet, preek aan, son kom op, die man gaan met lewe in hom gaan na huis toe. Vind ek interessant, want eerstens, ons almal was al daar wat jy so klein bietjie genip het in die kerk toe jy klein was, hierdie dominee preek nou vir my verskriklik lank, en dan slaan jou ma jouself met die elmboog, gaan skrik jy, of jy sê wat, en dan kyk almal vir jou, kruipak slaan na die tyd. Maar hoe ons sekere goed benader is nogal anderster as hoe hulle dit sou gedoen het. Eerstens, ek wat nou in die kerk is, dat jy moenie so lank preek dat die mense aan die slaap raak nie, dominee, asseblief, jy moet hierdie boodskap van jou lewendig hou. Die mense, die jong mense veral van vandag, jy moet hulle aandag trek, jy moet sekere goed doen, maar dis nie wat Paulus gedoen het nie. Dis nie hoekom die mense daar gesit het nie. Daar was lank gepraat gewees en Paulus het nie omgegee of die mense nou wil nip of nie nip nie, hy het geweet daar's iets wat hy moet deel. En terselfdertyd raak die man in die slaap wat as jy van jou kerkraadslede of iemand vir jou sê, weet jy wat, jy praat so vervelig dat selfs my ouma aan die slaap geraak het of my 3-jarige wat op suiker is aan die slaap geraak het, dan moet jy vir jouself vra, jong, gaan ek een van die dae 'n briefie kry van my werkgewer af. Dis nie wat gebeur het nie. En ook terselfdertyd val hierdie ouetjie uit die 3de verdieping uit. En Paulus gaan af en sê daar is nog lewe in hom. Want dit is belangrik om die woord te verkondig. En dan baie belangrik, gaan eet ons gou eers ietsie saam en dit lyk vir my die mense raak aan die slaap, bou hulle kragte op en dan hou ons nie op nie en sê goodbye nie, maar ons preek nog aan. Hoe doen ons dit anderster? Want hierdie is normale mense gewees wat dan so by Paulus geleer het hoe om dan te gaan praat, hoe om dan te gaan leef. En miskien as jy nie 'n prediker nie, miskien gaan jy nie uitgaan en die hele tyd net gaan op die straathoeke die boodskap versprei nie, maar dit praat baie van hoe jou lewe moet wees. So dis wat iets wat Paulus nogal gedoen het. Mense het gedink jy moet so praat dat jy mense se aandag hou. Nie Paulus nie. Waarheid is belangrik. Mense het gedink dat so iets met iemand gebeur en hulle lê daar as hulle dood. Nie vir Paulus nie, hy het geweet, weet jy wat, God het 'n groter plan. God het 'n ongelooflike storie met dit. Paulus het geweet dat sekere goed energie gee. Eet kos, eet 'n broodjie, voel beter, drink 'n teetjie. En dan die belangrikheid van die boodskap waarom dit uitgaan, want wie weet, miskien sien ons nooit weer daai mense nie. So vra vir jouself, wat is jy mee besig en hoe is jy daarmee besig? En miskien is dit tyd dat ons meer konsentreer om 'n ding op die regte manier te doen, as om aan mense se persepsie van die regte ding op die regte manier te doen.